het gaan goed by julle. Ons is by dag 2 van ons reeks oor gestuur wees. Gestuur om te gee. Nou, gestuur wees begin by God wat sy seun na die wêreld toe stuur, sê Johannes 3 vers 16. En presies in die middel van ons geloof staan Jesus. En Jesus verstaan hierdie gestuur wees. Alles wie hy is en alles wat hy doen en elke gesprek met mense op sy pad en alles wat hy vir ons leer en ons mee wil uitdaag, is omdat God hom gestuur het. God het die wêreld so lief gehad, hy stuur sy seun. Nie soos vers 17 wat sê om te oordeel of te veroordeel of vir ons te kom vertel hoe sleg en sondig ons is nie, maar om ons te kom red, want dis die plan van sy gestuur wees. Of om na aanleiding van wat Maria doen te sy Jesus se voete salf, 'n heerlike geur te versprei. Ons lees in Johannes dat Jesus het verstaan wat 'n verskil sy gestuur wees maak. Op 'n paar plekke in Johannes praat hy daaroor en dan sê hy God het hom gestuur om vry te maak. God het hom gestuur om duisternis te verdryf. God het hom gestuur om ewige lewe te bring. God stuur Jesus om 'n verskil te kom maak. En dan praat ons nou nog nie eers van Jesus se verstaan dat sy gestuur wees is om vir ons te sterf nie. Sal later in die reeks daarby uitkom. Maar om gestuur te wees verander alles, want jou fokus skuif. Dit dwing jou om verder te kyk, om vorentoe te kyk, om buite jouself te kyk, om ander te begin raak sien. As jy gestuur is en jou gestuur wees reg verstaan, kan jy nie meer net met jou eie mense en hulle wat soos jy dink en met jou saamstem raak sien nie. Jy begin anders kyk na jou wêreld. Ook na hulle wat anders as jy is, wat anders as jy glo, wat van jou verskil. Maak nie saak waaroor dit gaan nie. Selfs tot op 'n diep persoonlike vlak, hulle met wie jy niks te doen wil hê nie, en so ver as moontlik vermy, mense vir wie jy nie tyd het nie, van wie jy nie hou nie. Dink vir 'n oomblik daaraan, dat God Jesus aarde toe stuur, spesifiek na 'n wêreld wat hom nie wil aanvaar nie, wat hom die heeltyd probeer uitvang en verkeerd probeer bewys, wat planne maak om hom dood te maak en dit uiteindelik doen. En die ironie daarvan is dat Jesus juis vir hulle ook gestuur is. Jesus is nie gestuur net vir hulle wat hom aanvaar en met hom saamstem nie. As ons Jesus ernstig wil neem, moet ons hierdie gestuur wees ernstig neem. Moet ons sy voorbeeld volg, of in ander woorde soos Jesus wees. As jy nie vertrek was toe Maria die nardusolie op Jesus se voete uitgegooi het, dink hoe die hele vertrek lekker geruik het. Die geur wat oral versprei het. Want die storie van Maria wat 'n fles kosbare nardusolie breek en Jesus se voete salf, is 'n vooruitwys na Jesus wat self gebreek gaan word. Na Jesus wat sterf, wat homself gee. En dan met sy dood word sy gebreek wees net soos die nardusolie wat 'n heerlike geur vrystel wat die hele wêreld deurtrek. So lief het God die wêreld gehad. Wat is hierdie heerlike geur? Want as ons Jesus volg, dan is dit op ons hande en in ons harte en oral waar ons gaan en oral waar ons is, word hierdie geur versprei en mense gaan stop en stil staan en begin wonder en vra, wat is hierdie geur of wie ruik so lekker? As ons Jesus volg, dra ons Jesus se gestuur wees oral saam, want ons is gestuur. Dis ons wat hierdie geur moet versprei. Of dis ons wat dit moet afgee. Gestuur om te gee. Ons praat môre weer.